Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende koerant en mediabesprekings en Andries Cornelissen sluit volgende ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, oompie. Meneer Cornelissen. Andries, die DA sê sy deure is steeds oop. Ja, almal se deure is nog oop. Ons het verlede week gesien wie die drama rondom die regering van nasionale eenheid. Daar's baie gepraat die hele week daaroor. Die ANC se nasionale werkkomitee vergader vandag en dit gaan nou daar ter sprake kom, die hele kwessie van die regering van nasionale eenheid. Ek dink belangrike ding is wat mense hier moet kyk na is die president se uitsprake wat 'n bietjie meer half aggressief geraak het rondom die DA en die posisie binne die regering van nasionale eenheid. Van jy weet eintlik het hulle self uitgedefinieer uit die regering van nasionale eenheid uit. Dis nou omdat hulle die begroting teengestaan het. En die DA gaan natuurlik hof toe daaroor, so nou jy 'n vernoot in die regering van nasionale eenheid, die tweede grootste vernoot wat hof toe gaan om interdik te kry om die verhoging in BTW om dit die met ander woorde die fiskale raamwerk sodat hy in werking gestel word. Hulle glo nie die proses was reg gevolg toe ons daarby uitgekom het nie. So dis 'n moeilike ding, jy weet intussen, jy weet jy het ook gesien dat Sakelei Boesa het spesifiek hulle het geskryf aan die twee leiers en gesê hoe belangrik dit is dat hulle eintlik mekaar nou weer vind. Ja, so daar's druk op hulle om die regering van nasionale eenheid in stand te hou. Nou die probleem is jy kan na al twee kante toe argumenteer. Jy weet vir die ANC, jy weet ek sien Paul Mashatile het gister gesê het maar die DA kan nie vertrou word nie. En dis hoekom hulle eintlik verstaan, dis die probleem. Hulle kan nie saam met die DA werk in die regering van nasionale eenheid want hulle kan nie vertrou word nie. Want toe hulle nou moes praat oor die begroting, toe wil hulle Bella bybring en hulle wil die onteieningswet bybring. So dit gaan nie oor die begroting nie. En hulle wil die begroting in werking stel want hierdie is vir ons mense. Dit gaan hulle lewens beter maak, hierdie begroting. Ek weet nie hoekom Mashatile daarby uit nie, maar dis onderlyde toejuiging wat hy hierdie kwyt geraak het. So met ander woorde, hy is nie die enigste ene wat deurmekaar is nie. Wel die ding is dat jy weet jy moet onthou Mashatile is aan die kant van hy's nie 'n groot ondersteuner van die regering van nasionale eenheid nie. Die probleem is dat die ondersteuners van die regering van nasionale eenheid is besig om al hoe minder te raak binne in die ANC. Die ander faksie dink ek het 'n bietjie van 'n oorhand gekry. Nou met die begroting. Hierdie was nou die ideale geleentheid vir hulle. Weet jy luister ook nou wat Fikile en Balula sê. Jy weet dit lyk asof daar 'n skuif binne in die ANC se top 7 is. Dat die DA moet een of ander prys betaal vir die feit dat hulle teen die begroting gestem het. Die probleem is waar ons nou staan is die president was gister in Soweto by sy takvergadering en hy het onder andere gesê dat hulle soek na alternatiewe want kyk die ANC maak asof hulle hulle kyk nog na ander moontlikhede as die BTW verhoging. Maar toe sê hy maar die tesourier het gaan kyk en hulle kry nie eintlik 'n ander hulle kry nie eintlik 'n ander oplossing nie. Die probleem is dat die DA se argument is ons glo nie die ANC nie. En dis hoekom hulle teen die begroting stem het want hulle het gesê maar daai aanbeveling, dit was net 'n aanbeveling dat binne 30 dae gaan daar nou gekyk word na die BTW verhoging, ander alternatiewe en ook na die blokkruiping om dit nou, jy weet, vir inflasie aan te pas. Die DA se standpunt was hierdie is nie 'n besluit wat bindend is nie. Hierdie is 'n aanbeveling van die komitee. Terwyl Action SA en Bossa en daai groepering, UDM, Guyton McKenzie, al daai groep het gesê, man die ANC het vir ons gesê hulle gaan 'n oplossing vind. Nou is die probleem, nou is ons op pad na 1 Mei toe. Jy sou sien, jy sou al boodskappe gekry het van jou selfoonmaatskappy, van jou bank, jou besigheidsrekeninge, hulle het reeds goed uitgestuur om te sê 1 Mei verhoog BTW 0,5% persentasiepunt. Want dit is wat in die parlement besluit is. So tussen nou en 1 Mei of 30 April moet daar 'n ander wet kom wat sê maar hierdie besluit is anders, verstaan jy? Ons gaan nie die BTW gaan nie met 0. So die probleem is Action SA glo nog steeds dat hierdie proses gaan gebeur voor 1 Mei. Waar trek ons nou? Ons is nou by 7 April. Ja, jy sien so dit gaan oor dit gaan nie oor weet Mashatile is interessant dat hy gesê het maar die DA kan nie vertrou word nie. Die verskil is dat kan die ANC vertrou word om voor 30 April die regte ding te doen want hulle het gesê hulle gaan 'n ander plan kry. Andries, ek gaan hierdie vir die 4de keer sê as hulle 'n ander plan gehad het, soos nou al die ander plan gehoor het van die begin af. Daar is nie 'n ander plan. Daar is nie 'n ander plan nie. Ek sal graag die media konferensie wil sien van Action SA die dag nadat BTW inskop. Jy sien die ding is nou dit hang ook af wat gebeur met die DA se hofsaak. Ja. So dit is ook nou nog 'n faktor.
Maar nêrens het enige iemand nog nuwe wetgewing ingedien om te sê maar ons het 'n ander alternatief gekry of weet al die partye het voorstelle gemaak van Action SA en die EFF en almal het jy weet voorstelle. Die het ook voorstelle gemaak oor hoe dit anders gedoen kan word. Die ANC sê maar ons soek hoog en laag en agter berge en dale en ons kry net nie 'n oplossing vir hierdie 30 miljard rand of 28 miljard rand wat ons nodig het wat BTW vir ons gaan gee nie. En blokkryping. En blokkryping, ja. So weet in hierdie stadium is die ANC se argument maar daar is nie 'n ander alternatief nie. My ander vraag is oor hierdie regering van nasionale eenheid. Net omdat ek en jy nie saamstem nie, beteken dit nie ons hoef kwaai vriende ewe skielik te wees nie. Is dit nie waaroor demokrasie juis gaan nie? Dat ons hier iets bespreek, julle twee stem vir iets en ek moet daarby aanpas want dis hoe dit is. Dit beteken nie ek gaan ewe skielik nou wegstap en trek nie, net omdat verstaan ons kort daai checks and balances. So vir my die DA wat gaan net weet jy wat ons stem nie saam nie. Ek kan nie sien vertaan hoekom ons nie verder daarmee kan saamwerk nie. En nou praat mense nou ook oor ministers, hoe gaan daai ministers aanhou doen? Maar daai ministers doen tot dusver almal werk. Maar ons het ander ministers in die kabinet wat aangekla word van goed wat net geskuif word. Nou wat gebeur met daai ministers? As jy nie van hulle hou nie, Jennifer, so demokrasie werk, dan kan jy hulle nie uitskuif. Maar verstaan, ek is so gaan ons 'n kabinetskommeling sien? Is dit waar ons op pad is? Wel die ding is dat dit is die uiteinde van dit is eintlik die manier hoe jy die regering van nasionale eenheid gaan verander. Want dit is die president se prerogatief. Ja. Weet hy het ook onder andere gesê en dit is die interessante deel is hy het gesê sakelei gaan nie aan hulle voorskryf nie. 'n Baie interessante stellings wat hy gemaak het. As jy kyk na gister, dis duidelik omdat hierdie goed word gereël. Jy weet hy kan goed gaan bywoon en daar's nie noodwendig media by of wat ook al nie. Jy kan sien hierdie goed is jy weet hy's besig om baie duidelike boodskappe te stuur. Jy weet die sakelei het nou gesê maar dit is in belang van die land dat julle met mekaar bly praat en dat ons hierdie regering van nasionale eenheid met hierdie partye wat nou daar is dat ons hulle aan mekaar hou. En sy woorde was maar ons gaan nie deur sakelei gedikteer word wat om te doen nie. Ek sien hy nie hoe die markte geval het aan die einde van laasweek as gevolg van die regering van nasionale eenheid. Nog Okonyane gaan die markte en die rand optel, maar nie gaan hy dit optel. Dis nie 'n probleem nie. Gaan hy so much vir die private sektor en die besigheid. Hulle sien nie daai nie. Die meerderheid ANC ondersteuners en wie vir hulle stem, wat dink jy wat is die markte op hulle? Wat is die invloed van die markte op hulle? Hulle het nie weet dis mense met pensioenfondse en mense met jy weet wat 'n belang het by die ekonomie wat weet kyk na die markte en daai tipe van goed. Die oorgrootste meerderheid van die en dis die ANC se probleem want hulle kyk eintlik af op hulle kiesers. Weet dis 'n party wat 39% in die verkiesing gekry het en hulle regeer nog steeds as hulle 100% van die mag het. En dit is eintlik hoekom die DA sy rug moes styf maak. My argument is dat eintlik met die DA wegstap. En sê maar ons kan nie met hierdie party werk nie want hulle dink hulle is 'n 39% party wat 100% van die mag wil behou. Ek dink daar's ook 'n ander faktor hier wat jy moet baie goed in ag neem, is dat die ANC haat dit dat iemand oor hulle skouer kyk. Want hier het jy nou die vyand wat sien hoe lyk die boeke. Hier het jy die vyand wat sien wat is ons mee besig wanneer ons tenders uitdeel. So hierdie is nie vir die ANC aangenaamheid en hulle het dit van die begin af gesê dat hierdie is 'n struikelblok waarmee ons nou moet saam dit is soos 'n ketting en 'n bal waarmee hulle deur die volgende 4 jaar of 3 jaar of wat ook al moet saam sleep tot by die volgende verkiesing want hulle gaan in die volgende verkiesing weer 50+1 wen. Ja, maar doen dan beter, Andries. As hulle nie wil hê iemand moet hulle skouer doen nie, doen beter, regeer beter. Kyk beter na jou mense. Dan hoef jy nie in 'n regering van nasionale eenheid te wees nie. Die probleem is dat hulle wil nie hê daar moet gekyk word na tenders. Wie is die mense wat die tenders kry? Wie is die mense wat die geld kry? Hulle hou net nie dit pas die ANC nie hoe dit nou en dan het jy kykens. Ek verwys na kykens. Dan het jy kykens soos Action SA, Herman Mashaba en Bossa, sy ander hentmodelle wat dink dat die ANC het gesê maar hulle gaan die BTW hersien. Regtig? Ja. En dieselfde met Musi Maimane en weet Guyton McKenzie, ek sien hy's nou weet hy's groot praterig oor. Ja. Die ding is dat iemand gaan dalk vir BTW moet verduidelik, maar kom ons praat dan nou maar oor hoe goed Noordwes lyk op hierdie stadium. Ag, dit lyk fantasties, ja. Die premier van Noordwes, Lazarus Mokgosi, hy sê die provinsie het uit die dood uit opgestaan. Die oppositie sê daar was 'n paar sterretjies wat hy uitgewys het in 'n nagdonker prentjie met 'n rooskleurige kwassie. Is dit nie pragtig nie? En dit is die kwartaalverslag van die provinsiale uitvoerende komitee en hy sê dit gaan voor die wind met Noordwes.
Alles funksioneer op optimale vlakke. Bly hy Dis sy in die aanname. Noordwes? Ek weet nie of hy op planeet Aarde bly nie, maar die ding is dat hy sê dit gaan in Noordwes absoluut voor die wind. Hulle het weer 3 jaar, soos 3 jaar terug het hulle weer voorgestel dat daar 'n padagentskap moet ingestel word. Want jy weet om na die paaie te kyk en hulle het groot planne vir die G20. Hulle gaan allerhande onder andere die pad tussen met Sun City toe gaan miljoene aanspandeer word om 'n bietjie op te knap en so aan. Maar ja, dit is volgens hom is die Dan ons gaan dit voor die lopende wind in water Noordwes. oral in Noordwes, lopende water, krag. Ons ja, moet wat is 'n foto van mense wat in watertanks Delaryville en rondloop Lichtenburg en maak jy weet sulke plekke Colini se paaie. Hulle nog nie paaie kry. Ja. As dit Andries wat my bekommer, hierdie is nou ongelukkig ook nie die eerste premier wat sê dit gaan fantasties in 'n provinsie nie. Soos is ons so uitvoeling met die res van die mense in 'n provinsie. Soos weer jy's heeltemal reg. Waar bly die persoon? Onder watter omstandighede bly Ja. jy dat jy uit soveel gevoel het is met die res van die mense wat in daai provinsie bly? Want sekerlik is dit nie net dat mense net mounerig is nie, maar as mense nie lopende water het nie en hulle het nie krag nie en dit nie vir 'n dag of 2 nie, maar vir week aan een en hulle het slaggate en ons geweld en ons misdaad, hoe kan jy dan vir daai mense in die oë kyk en sê ons doen 'n great job op hierdie stadium, vertrou in ons? Maar ek dink dit is vir die inwoners van Noordwes self, verstaan jy? Dit is hulle wat hulle wat hierdie gaan na kyk en wat die premier gesê het en dink maar in watter is dit in die ander omgewings, want dis nie wat in my omgewing die realiteit is nie. hulle sal moet reageer met hulle stemme. Dit is korrek. Met ander woorde, jy weet, is hierdie die persoon, jy weet, waar in watter ander wêreld leef hy waar dit so goed gaan soos wat hy sê dit gaan. Al die werksgeleenthede wat hulle gaan skep en weet dit word duisende syfers word genoem. Hy praat ook van, jy weet, hulle het byna hulle hele begroting bestee. Die verskil is dat van die 55 miljard rand begroting gaan 50 miljard aan salarisse. So ja, dis maklik om jou begroting te bestee. Hy sê hy's basies eintlik klaar bestee teen die tyd wat hy in jou bankrekening inval. So daar's nie eintlik veel ander wat jy weet hoef te doen nie. Sure. So en die probleem is dit is Noordwes is nie die enigste provinsie wat dit die geval is. Dis interessant dat in hierdie tipe van provinsies waar dit so sleg gaan, is die ANC se beste provinsies. Andries, nog groter skenkings vir partye nou moontlik. Ja, die portefeuljekomitee oor binnelandse sake. Die aanbeveling was tot nou toe is die huidige wetgewing se perk is 100 000. Met ander woorde onder 100 000 hoef jy nie te verklaar nie. Hulle wil dit verdubbel na 200 000 toe. En dan die enkele skenker mag op hierdie stadium 15 miljoen rand per jaar aan 'n party gee. So jy weet en dan hulle wil dit verhoog na 30 miljoen toe. So ja, dit is jy weet as jy met ander woorde jy weet jy kan jouself nou indink, met ander woorde as jy nou jy weet net so onder die bedrag bly, weet as jy 199 000, dan tegnies hoef jy dit nie aan te meld dat wie het daardie geld aan jou geskenk nie. Ja, dis maar net dit maak deursigtigheid minder. Jy weet so hulle verdubbel die bedrag en eintlik al veer jy deursigtigheid. Ja. Want nou kan jy weet jy kan elke maand 199 000 vir 'n party skenk en dit gaan nooit aangemeld word nie. Dit is nou maar deel daarvan. Ek sien die agbare Faith Mutambi, die onkreukbare oud-minister is die groot drywer van hierdie proses. Maar die ander partye gaan ook ten gunste daarvan stem want mense stem nie teen jou eie beursie nie. Dis nou maar ook hoe dit is. Ja. Almal sal praat oor deursigtigheid en al daai tipe van goed, maar wanneer dit kom by die geldsaake dan raak almal 'n bietjie minder deursigtig. Ek dink Julius Malema het al in die verlede gevra vir dat daar hoër bedrag moet wees en dat hulle nie noodwendig hulle skenkersnaam bekend wil maak nie, want dan's mense amper te bang om te skenk. So ek dink hulle is een van die partye wat al in die verlede nogals vir Kyk, hulle verklaar nooit enigiets nie. Nee. So hulle mense weet nooit waar hulle geld vandaan kom nie want hulle verklaar nie. Wie ook al geld aan hulle skenk is duidelik weet hoe om dit te vermy. Die DA se argument was dat jy weet goed met inflasie verhoog word. Maar nou ja, ons gaan 'n bietjie meer as inflasie, sommer verdubbel. Ja, ek dink Ons moes eintlik net BTW bygesit. vir die gewone persoon gaan dit seker maar ook om te weet watter omstrede, jy weet, plekke en mense skenk vir partye geld, dat ons Presies weet waar dit vandaan Dis eintlik waaroor dit gaan. Wat jy eintlik hier wil weet is jy wil weet dat daai persoon wat die groot tender gekry het, is die ene wat daar's geldjies ingebou in die tender as 'n skenker. Het 'n sigaretsmokkelaar. Ja, die geldjies is ingebou in die die skenking is ingebou in die tenderbedrag. Goed, dan na die buiteland. Groot protesaksie deur teen Donald Trump en Key.
Ja, dit lyk vir my daar's weet nadat almal gesê het maar die demokrate is basies eintlik daar gaan niks aan nie, jy weet nadat Trump oorgeneem het, weet gebeur daar eintlik niks in die demokratiese party nie, hulle is omtrent jy weet nêrens hoor of sien jy hulle nie. Dis duidelik daar's 'n beweging in Amerika aan die ontwikkel. Jy weet, as jy kyk na van die besluite wat Trump al geneem het, jy weet die poste wat geskrap is, mense wat afgedank is, jy weet al daai tipe van goed, dat daar's 'n duidelike momentum natuurlik die aborsiewetgewing, al daai tipe van goed. Groot betogings reg oor Amerika die naweek. Dit lyk asof daar momentum opbou, jy weet die hele ding oor die tariewe. Jy weet as die tariewe nou begin regtig Amerikaanse verbruikers begin affekteer, gaan daar waarskynlik nog meer mense wees wat dink maar weet was hierdie nou die regte ding om te doen of nie. So kyk, Donald Trump se argument is as jy nie in Amerika wil bly nie of jy hou nie daarvan hier nie, dan is jy welkom om te gaan. Jy weet hy steur hom nou nie eintlik verskriklik baie aan hierdie betogings of protesaksies nie, want weet sy kernondersteuning is geweldig lojaal en sal oorlog toe gaan vir hom, maar dit is duidelik daar is verandering daarin nie, nee, op hierdie stadium. Sy kernondersteuners is nog steeds onwrikbaar en daar is baie ondersteuning vir hom nog steeds. Ja, nee, dis nie asof daar nou skielik verstaan jy dat sy hulle verwys dan as die approval rating, met ander woorde jy weet mense se positiewe oordeel van wat hy doen is nog steeds op hoë vlakke. So dis nie asof dit regtig verstaan jy. In hierdie stadium is dit 'n beweging wat begin 'n momentum kry. As jy kyk na van die goed wat hy gedoen het, daar's 'n ding wat die rondte doen van Barack Obama wat sê, jy weet as hy die goed in sy tyd gedoen het wat Trump nou doen, sou die Republikeine waarskynlik sou daar 'n burgeroorlog omtrent gewees het. Weet so dit is die tipe van jy weet die demokrate reageer anders, maar dit lyk asof daar tog 'n momentum aan die opbou is. Rondom van die besluite wat Trump geneem het en wat nie net noodwendig op Amerikaners van toepassing is nie, maar wat ook op die res van die wêreld. Ons gesien die reuse impak van die tariewe. Nou ons het dit nog nie regtig. Jy gaan dit in die wêreldekonomie se groei sien. Wat skielik weet almal soek ander markte, want jy weet nou jou produkte gaan nou basies onbekostigbaar wees in Amerika, so nou moet jy ander markte soek waar dit vir jou meer lonend is om na toe uit te voer. So in 'n mate is dit 'n herskikking van wêreldhandel wat jy sien, wat nie noodwendig 'n slegte ding is nie. Daar's baie lande wat waarskynlik sê nou is die ideale tyd dat ons minder afhanklik is van Amerikaanse besigheid. Die verskil is dat kan jou ekonomie bekostig om sonder Amerika te funksioneer. Dis die eintlike vraag. Dan Andries, onskuldige nutsman se lewe hang aan fladder. Hierdie is 'n verskriklike storie. Hierdie is skokkend as jy jouself in hierdie persoon se posisie moet bevind. Dit is die man met die naam Jaco Pieterse. Nou mense sal onthou Jaco Pieterse is ook dieselfde naam as die hoof in Matatiel van die Bergview College waar die 7-jarige meisie verkragt is. Die ding is dat in hierdie stadium is dit onduidelik van waar die misdaad plaasgevind het. Onmiddellik is daar, jy weet, dit het al in Oktober verlede jaar gebeur. Dit is 'n vreemde proses wat hier gebeur het. Weet die ma het op sosiale media basies eintlik allerlei beskuldigings gemaak teen die skoolhoof. Volgende oomblik is die skoolhoof se gesig oralste. Ek dink die media het geweldig onverantwoordelik opgetree met die beriggewing oor hierdie saak. Daar's 'n paar van die mediahuise wat waarskynlik 'n bietjie introspeksie moet doen oor hoe hulle hierdie situasie hanteer het. Jy praat van ook die rol van AfriForum. Hulle die Jaco Pieterse wat die skoolhoof is, hulle doodstrygemente gekry en daar's gedreig om die skool toe te maak deur die provinsiale owerheid. Hy het AfriForum gevra, jy weet, om te kyk is daar moontlikhede, want sosiale media was 'n sirkus, om te kyk na moontlikhede om dat hulle regstappe doen teen hierdie mense wat teen hulle wil, jy weet, wat hulle met die dood dreig en so aan. En toe skielik verander dit in 'n raskwessie van, jy weet, nou AfriForum beskerm 'n wit verkrachtingsverdagte, want skielik toe is die skoolhoof 'n verdagte, om geen rede nie, hy was nie eens op die perseel nie. Die vraag is ook waar dit gebeur het, in hierdie stadium is daar's nie enige getuienis dat dit wel by die skool gebeur het, so dit is die hele saak is baie sleg hanteer deur die polisie ook. En die ma se storie het ook 'n paar keer verander. Die ma se storie het ook 'n paar keer verander, mense se lewens is hier verwoes. Basies is daai skoolhoof en sy vrou is ook uit Matatiel uit, haar gastehuis is toegemaak, en hierdie man, sy naam is ook Jaco Pieterse, en soos wat dit nou gebeur op sosiale media, daar's allerhande mense wat dink hulle kan goed uitsniffel, en hulle toe nou op Facebook of en X voorheen Twitter, het hulle op hom afgekom, die naam Jaco Pieterse, en besluit, maar hierdie is die Jaco Pieterse.
bloot omdat sy naam Jaco Pieterse is. En basies het hulle, jy weet, hy het doodstrygemente gekry en mense het hom ek weet nie, dit is mense wag vir hom voor sy huis. korrek, ja. En hy's op Sasolburg. Nou jy weet waar die verskil is tussen Matatiel en Sasolburg. Jy weet 'n nutsman van Sasolburg en sy lewe is basies verwoes deur mense wat op sosiale media net besluit het maar hierdie man hy's Jaco Pieterse, so dit is doodstrygemente, hulle agtervolg hom en daar's 'n boodskap vir iemand het vir 'n boodskap, hulle het sy adres, sy telefoonnommer, alles vir 'n boodskap gestuur en sê ek het jou nou net in die verkeer verbygevat, ek weet nou hoe jy lyk. Ja. Dit is totaal absurd, verstaan jy? Maar ek dink dit gaan weier oor weet mense se lewe op sosiale media. Ja. En ek praat van daai mense wat weet ek kyk gereeld, jy weet as 'n mens kyk na van hierdie nuusberigte en sulke goed gaan en ek is nou regtig so verveel dat ek myself met 'n vurk in die oog wil steek. En jy gaan kyk na die kommentaar wat gelewer word en dink ek maar wat sê hierdie van jou opvoeding? Die feit dat jy hierdie tipe van goed oor ander mense sê en vir ander mense sê. En daar sit jou fotootjie langs dit, jy weet. En as ek op jou fotootjie klik, dan gaan dit na jou blad toe en ek kan sien hier's kinders en Bybelversies en al sulke goed. Ja. En dan is jy hierdie is die tipe van goed wat jy oor mense kwytraak. En dis absoluut ongelooflik wat se skurke daar op sosiale media rondloop. Mense wil soms dink dis iets stompsinnigheid. Nee, dis onnoselheid. Ek dink nie dit is stomsinnigheid nie. Ek dink dit is en die ding is dat jy weet hoe laag moet jou eie selfrespek wees as jy hierdie tipe van goed oor ander mense kwytraak. En omdat jy dink jy weet beter, Andries, eintlik omdat jy dink jy weet beter en jy gaan nou reg in hande vat. Korrek. Weet jy ja, die polisie kon hierdie man opspoor nie, so ek gaan hom opspoor en dan gaan ek nou vir hom, weet 'n halwe woord. Weet, dis nie 'n goeie begrip nie, want in hierdie geval is dit jy het besluit maar die man se naam is Jaco Pieterse, so die eerste een wat jy nou raakloop dis hierdie man. Die arme man. Ja, en die ergste van alles is jy sal onthou die sy broer. O ja, sy broer is in die DRK wat in die DRK dood is. Korrek, ja. En hulle wag nou nog vir die weermag en weet om nou 'n verslag oor hierdie wat het presies gebeur toe sy broer dood is en Majoor Pieterse en die man se lewe is nou eintlik net ek weet nie. So. Dan kom ons eindig met 'n goeie storie, lewe na oorplanting. Ja, kyk dat mens dink aan wanneer al die politiek en al sulke goed jy weet 'n mens dan maar daar's mense wat ander uitdagings het en ander stryde het en dan hierdie tipe van hierdie is nou die ma en dogter Esmay en Mignon, ek hoop ek sê dit reg. Joubert, hulle gaan deelneem aan die wêreld oorplantingsspele. Ja. Haar ma het vir haar 'n nier geskenk. En hulle gaan deelneem aan die wêreld oorplantingsspele. Gaan hulle saam deelneem? Hulle gaan saam deelneem, ja. That's amazing. En daar's ander stories ook, jy weet, dis hierdie berig van Marula Media en Winston Baadjies wat hier op sy fiets ry, 58 jaar oud. En hy het metaboliese lewerversaking gehad en toe het hy 'n leweroorplanting gekry. En hy het in 2022 sy debuut by die nasionale oorplantingsspele gemaak. En ons atlete doen baie goed by die oorplantingsspele. Weet Hailey Eys, 72 jaar oud. Sy's in beheer van die bemarking. Sy's ook sy het nierversaking gehad en sy het ook 'n oorplanting gehad. En sy was hier by ons. So dis die soort goed weet dis mense wat aangaan met hulle lewens. Hulle worry nie oor die BTW en al daai tipe van goed. Mense met groter uitdagings. Korrek, ja. En wat 'n sukses maak van hulle lewens en wat vol hoop aanhou lewe. Ja, en die ding is dat ook 'n belangrike ding hier is dat jy moet onthou is die ding van orgaanskenking is iets wat mense daar's bitter min wat organe skenk en dit is 'n baie belangrike ding om te doen. Mense skenk bloed en al sulke tipe van goed, maar orgaanskenking is 'n belangrike ding om op jou lysie te sit. Ja. Absoluut. Andries, baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen, bly gerus ingeskakel net hierna inspireer ons jou hooplik nog verder. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.